Hallo Eva. Goeiemôre, is jy reg vir jou vraag? Ek is reg, kom in. Ek hoop ek is nie te vroeg nie. Nee, ek het 'n seentjie van 3 en 'n babatjie van 10 maande, so ons is al vroeg uit die vere. Dan is dit koffie maak, kosblikke pak, hondekos gee, regmaak vir skool, so nee, ek is reg vir jou. Maar tog lyk jy stylvol. Dankie, dankie. Kan ek vir koffie maak? Absoluut, dankie. Kom in. Dit sal 'n bederf wees. Kom in. Jy het seker ook 'n baie maklike mooi maak roetine vir jouself uitgewerk met sulke chaos oggende. Ek moes absoluut uit noodsaak, ja. So volgroom, sonblok is 'n moet. En dan as daar nie tyd is nie, maak ek seker ten minste net dat my wenkbroue gekam is. Die res is net genade. So ja. Kyk, jy is immers ons Bravo Revlon styl ikoon wenner, die heel eerste een, hè. So jy moet goed lyk. Ja, presies. Ek ervaar definitief daai druk, maar I'm up for the challenge. Het mense jou nou al herken as ons styl ikoon wenner? Hulle het. So ja, soos ek sê, dit is 'n uitdaging, maar ek vat hom. Daai koffie lyk heerlik. Ek het vir jou mokkapot gemaak. Ek hoop is reg. Dis my gunsteling. Groot bederf, hoe sterker hoe beter. There we go. Met 'n beskuitjie. Met 'n beskuitjie, altyd. Ek vrek oor 'n beskuitjie. Sê vir my, is jy iemand wat self beskuit bak? Nee, ek bak nie self beskuit nie, maar my skoonma bak heerlike beskuit, so sy maak seker dat daar altyd is in my kas, veral vir die mense wat dalk ongenooi opdaag. Onverwagse gaste, né? Net so. Hoe voel jy daaroor? Ek dink moenie. Maar ek dink net vandag is mense so besig. Maar as jy iemand wil sien en hulle nooi jou nie, nooi jouself. Ja. dan sê. Swart? Nee. Dankie vir die kuiertjies, Okay. swart net soos dit. There we go. Modeneigings vir 2026. Wat sien jy raak? Goeie vraag. Ek dink definitief meer kleur, meer patrone en ek dink mense is meer braaf om hulle eie styl te ontdek en uit te leef. Ja. Bietjie meer klere. Ja, net so. Ek het daai nota. En ek moet vir jou komplimenteer op jou kombuis en jou are. Dit lyk Dankie. so mooi. Ek neem aan jy onthaal baie en kuier baie in die kombuis. Ja, ons is baie lief vir onthaal. Veral hier aan ons lang tafel. Ja, graag lief vir mense ontvang en dan is dit leë wynbottels, kersse wat al laag brand en dan is my hart vol. Wyn, nou kom ons praat vinnig daaroor. Yes. Glase met 'n steeltjie of sonder 'n steeltjie? Met en die glas moet dun wees. Anders dan is dit nie 'n wynglas. Anders tel dit nie. Ontbyt, ons is vroeg, het jy ten minste al ontbyt gehad? Is jy ontbytmens? Ek is ontbytmens. Nie noodwendig 'n groot ontbyt nie, maar if all else fails, beskuitjie en 'n pisang. En sê my 'n item in jou kombuis wat jou lewe bietjie makliker maak. Het jy so iets? Ek het 'n paar, maar ek dink as ek nou een moet kies, sal dit wees 'n groot snyplank. Ja, 'n groot snyplank want dit kan jy vir enigiets gebruik, prakties of dekor. Soos my grootste een lê sommer daar op my stoof. So dit dien sommer as 'n kaasbord, snyplank, bedienbord. Ja, prakties en mooi. Ja, kyk, ek moet jou regtig komplimenteer. Jy het 'n pragtige huis. Dankie, maar kom ons gaan sit. Ek is mal oor jou sitkamer. Dit is 'n baie lekker ligte spasie. Dankie. Ons bly al 'n hele paar jaar hier wat my tyd gegee het natuurlik om die spasie in te rig vir my of vir ons gesin. En dit is vir my lekker. Ek geniet dit. Ek geniet die mooi maak van 'n spasie net inrig dat dit pas by ons. Spandeer julle baie tyd as 'n gesin hierson? Ja, ons doen. Ons kyk nie baie televisie nie, maar in die winter veral as die kaggel brand, is ons die hele tyd hier. En jy is ook nou op 'n plek in jou lewe waar jy seker kan ja en nee sê vir sekere gebeurtenisse of sekere geleenthede. Wat is dit vir jou wat 'n ja of 'n nee kan wees? Goeie vraag. Ek dink ek sê maklik ja as dit 'n geleentheid is wat ooreenstem met my waardesisteem en ek sê maklik nee as die geleentheidskoste te veel is. En as jy nou nee gesê het en jy het 'n bietjie van 'n Vrydag, dit is waar jy kom rus op die pragtige meubels van jou. Dankie. Ja, ek is mal oor my huis. Toe ek al die jare oor see gereis het ek gedink eendag as ek my droomhuis het. So ja, ek is mal oor tyd hier spandeer met my man, my kinders en ons vriende. Hoe voel jy oor peperdiermeubels? Gemengde gevoelens. Ek dink wel kwaliteit is the way to go. Partykeer is goedkoop koop, duur koop. Tweedehands meubels? Goed, ek dink dit is sag op die sak. Dis goed vir die omgewing, jy upcycle en dis gewoonlik stukke wat bietjie meer karakter en 'n storie het. En het jy stukke in jou huis wat regtig vir jou van groot waarde is? Hier's 'n hele paar, maar hier's een wat uitstaan. Kom ek gaan wys jou. My oupa was 'n krangige skrynwerker, so hy het baie meubels gemaak. Ek het hout ook by hom geërf, onder andere die hout wat ek gebruik het vir hierdie geel hout tafel.
Maar hy het 5 staan horlosies, oudtyd se grandfather clocks gemaak en een vir elkeen van sy kinders en die 5de een was sy eie. So ek het syne geërf toe hy oorlede is. Hier staan sy chime nie, want hulle chime ons elke 15 minute en dis net te veel vir my. Maar ja, dis net 'n stuk wat my na in die hart lê. Dis 'n pragtige staande horlosie, regtig. En ek sien staan sommer by die kindermeubels ook hierso. Ja, kyk, ons het hierdie oop plan huis. So wat lekker is, waar ook al ek beweeg, is my kinders en vanuit die kombuis, van die eetkamertafel, van die sitkamer kan ek hulle sien. So ja, die kinders is nou die hart van die huis. En ek sien die speelgoedjies en die boekies en alles lees vir die kinders, nee, maar dis 'n groot saakie. Ja, ons is mal oor lees. Ons is 'n huis van groot lesers en ek dink as dit kom by kinders, moet jy van kleins af blootstel aan boeke en dit is presies wat ek doen en beide my kinders is mal oor boeke. Katryne, was baie lekker sommer nou vinnig by jou 'n bietjie tyd te spandeer en baie vrae te vra, maar ek moet jou ook vra, is 2026, waarna sien jy uit? Wat kan ons verwag? So ja, ek het 'n baie opwindende projek wat nou loods met Bravo. Ek en Bravo gaan vir die kykers wys hoe om elke seisoen met styl aan te pak. So, julle sien my weer vir herfs.